kommentare stop, en dan kan ons gaan sien, as ek die kommentare stop, gaan al die hoere afklim, en almal wat hoere en remoer, en almal wat glo in seksuele losbandigheid, hulle gaan almal afklim. Reg. Goed, iemand het vir my, was so gaaf om vir my iets te stuur, en ek wil dit vir julle voordra. Dis maandag 27 April 2026, ek bly vergeet, die tyd vlieg. Luister baie mooi, ons is besig om in te gaan in die groot verdrukking in. En ek weet ons wil dit nie hoor nie, want dit pas ons nie. Want ons is nog te besig om te kuier en te party en te hoer en te remoer. Dis waarmee ons besig is, dis waarmee hierdie boerevolk besig is. So, ek het dit 'n week gelede agtergekom toe ek 'n live gedoen het, toe het die klomp communities, daai communities, die alphabet communities, het my live geflood en probeer om vir my te verduidelik, ek is die probleem, omdat ek die Bybel vir hulle aanhaal en vir hulle verduidelik dat hierdie seksuele losbandigheid, hierdie gehoor en remoer, hierdie is absoluut teen die Bybel en dat God dat sy tyd gekom het dat hy die aarde gaan verwoes en ontslaag gaan raak van die goddeloses. En dit wil die mense nie hoor nie. Nou ek het WhatsApp groepe vir wie ek lering gee al van 2017 af en so aan, so hulle is 'n paar duisend sterk en hulle luister graag na hierdie woord. Maar hulle is 'n handjie vol. Die res van hierdie boerevolk, hierdie blanke boerevolk, is besig met die goddeloosheid. En ek het dit nie besef voordat ek nie gesien het hoe vrot is TikTok laasweek nie, toe ons nie live gehad het nie. Ek het daar tot die ontstellende ontdekking gekom, dat mense TikTok gebruik as 'n soort van 'n Tinder, of 'n OnlyFans program, waar hulle dan nou, hulle self kan adverteer, en kliënte kan werf. Ek het dit nie besef nie. Ek was onder die indruk, TikTok is daar om interessante goed te kyk, en snaakse goed en veral nuus, ek gebruik dit veral vir nuus. Dis die hoofrede hoekom ek hier is om nuus oor te dra en Bybelkennis oor te dra. Maar nou ja, soos alle dinge, gebruik Satan dit natuurlik ook vir sy doeleindes, om sy getalle te vergroot. Want Satan moet werk daaraan om sy getalle te vergroot, so hy moet kinders hê, en hulle moet hom volg, en hulle moet die goddeloosheid en die hoerery moet hulle navolg. As hulle dit nie doen nie, wel, dan kan hulle nie saamvat hel toe nie. En dit wil die mense nie hoor nie. So, wanneer jy met hulle begin praat oor hulle hoerery, dan verduidelik hulle vir jou dat jy nie mag oordeel nie. Wat beteken, dis eintlik so 'n sinnelose opmerking, want dit sê eintlik vir jou, wel, dan mag die reg ook nie oordeel nie, dan mag daar geen wet en orde in die land wees nie, ons kan nie moordenaars en verkrachters en abusers en kapers en terroriste en bomplanters, ons kan nie hulle in hegtenis neem nie, want dan is ons besig om hulle te oordeel. En hulle, soos ek sê, hierdie communities is almal victims. Daar word hom so teen hulle gediskrimineer. Daarom moet daar konstant wette uitgevaardig word om hulle te beskerm. Maar hierdie beskerming wat hulle soek, gaan nie oor hulle nie. Dit gaan daaroor om die Christen en die Bybel stil te maak en van die tafel af te vee. Hulle wil nie God se woord hoor nie, dit mag nie in die kerke gepreek word nie, ons mag dit nie praat op TikTok of op Facebook of enige plek nie, dit sal so raak dat jy nie jou mond kan oopmaak op sosiale media en dit praat nie. Dit is wat gaan gebeur. Ons is op pad daartoe, dit is baie duidelik na aanleiding van die Annie, met die kopdoek wat vir ons verduidelik het, dat predikante en pastore moet nou eintlik registreer. Dit is die plan op die tafel. Kerke moet registreer. Hulle moet nou registreer. So, voordat jy 'n woord kan praat oor die Bybel. So, en dan sal jy natuurlik praat wat hulle vir jou sê, want anders vat hulle jou registrasie weg. En die pastore en die predikante het van die Bybel 'n geldmaakbesigheid gemaak. Vir al hierdie mega churches.
Hoe groter die kerk is, ou maat, en hoe groter die gebou is, om mee te weet hoeveel geld hardloop daar. Dis 'n absolute verhandeling van siele. Die Bybel praat daarvan dat Babylon hoereer en sy dryf handel met siele. Dit sluit hierdie kerke in. So predikante praat nie meer teen hierdie ouens wat die normale verkeer, die natuurlike verkeer, wil verander nie. Dis aanvaarbaar. En die ding het nou al so ver gevorder, ek meen, dat die badkamers, die vroue badkamers word nou oopgestel vir mans ook. Hy moet, as hy rokkie dra, hy hoef nie sy rokkie te dra nie, miskien waakskoene, 'n spesiale kleur lipstifie, dan kan hy ook daar ingaan. So die hele beskerming van die vrou is besig om weg te val. Hulle wil in vroue sports. Hy verklaar homself 'n vrou, hy drink 'n paar hormonale pille, en dan wil hy saam met die vroue, wil hy nou kompeteer, want ek meen, hy is soveel sterker en groter, so hy wen altyd. Toe hy onder die mans kompeteer het, het hy 400ste gekom, maar as hy onder die vroue kompeteer, kom hy eerste. Nou dit is mos nie normaal nie. So ons sit met baie probleme, waar ons sien, dat die stelsel wat geïmplementeer is, word nou geïmplementeer om die blanke stil te maak, die blanke uit die werk uit te haal, die blanke te besteel, en dan natuurlik van die Christen ontslae te raak. En die maklikste om van die Christene ontslae te raak, is om sy predikante en sy pastore te gebruik om vir hom 'n leuen te verkondig. En die leuen is, God het almal gemaak, en hy gaan nou almal red, en die genade is vir almal. Dis nie waar nie, het staan nie in jou Bybel nie. So, het staan nêrens in jou skrif nie. Hierdie Bybel, hier is my ander ene, hierdie is myne, sy. Hierdie een is die Bybel met die Deuterokanonieke boeke, ek weet nie of hulle hom nog druk nie, dis my 33-53 vertaling. Hierdie Bybel is geskryf vir Israel, is vir niemand anders geskryf as Israel nie. So as jy nie Israeliet is nie, dan help het nie jy lees hom nie, vergeet dit, dis nie jou boek nie. En wie is Israel? Israel is die blanke westerse nasies. En dis ook iets wat jy amper deesdae nie meer mag preek nie. Ek mag dit eintlik nie sê nie. Want dan discrimineer ek against those little group of people that lives in the Middle East with a star on their flag. En dit is waarmee ons sit. Dis waarmee ons sit in ons lewens. Jy moet doodgeswyg word. Hoekom? Want jy praat die waarheid. As jy nie die waarheid gepraat het nie, sou niemand oor jou geworry het nie. Want hoe meer leuns in die stelsel hardloop, hoe beter vir die chaos, die wanorde, die afguns en die nait, die moord, die verkrachting en die hoerery. Satan funksioneer optimaal in chaos. Dis sy plek, ou maat. So hoe meer chaos daar is, nie net by skool nie, maar ook by die huis, daar in jou kind se kamer en hier binne in sy kop, hoe lekkerder is dit vir Satan, hoe meer kry hy reg. So, nou, Suid-Afrika het na 30 jaar van ANC kommunistiese beheer heeltemal verval. Mense het gehoop dat die boerevolk, hierdie blanke boerevolk, homself kon staande hou. As hy dan nie ten minste ons kon staande hou in terme van sy geloof nie, dat hy ten minste homself kon staande hou, ten minste met opsig van sy velkleur, dat hy homself kon apart hou. En dit het nie gerealiseer nie. En ek het met Vader 'n redelike groot argument gehad die laaste 6 weke nadat ek begin het om Jesaja uit te lê, want Jesaja is vol moord en doodslag. Byna op elke bladsy verduidelik God vir ons, hoe gaan hy ons doodmaak. As dit nie op elke bladsy is, nie op elke tweede bladsy. So, ek het Jesaja deurgegaan, ek trek by Jesaja 28, en hy blyf praat oor hierdie verdelging en uitdelging wat hy gaan maak op die wêreld, en hoe hy van die goddelose gaan ontslaa raak, en hoe gaan hy die aarde met vuur verbrand. Hy bly dit sê. En toe het ek na Vader toe gegaan, toe sê ek, maar hoekom die boerevolk? Die boerevolk is dan nou hierdie volk wat daar uit Frankryk gevlug het vir hulle geloof, toe daai tyd, toe die Vatikaan en die pausdom op die toppunt van hulle empire was, en hulle die blanke Christene, die blanke protestante so uitgemoor het, toe vlug daai mense met die klere aan hulle basse na Amerika toe,
maar ook na Suid-Afrika toe. En toe hulle hier aankom, toe is dit nie lank nie, toe neem die Demistkerkorde oor, en al die kerke word oopgestel, en die slawe word vrygestel, en is 'n gemors weer van vooraf, is 'n New World Order government wat ingekom het saam met die Engelse. En toe trek die voortrekkers, toe sê hulle, ons wil nie so bly nie. Nou, dit wat julle besig nou doen, dit werk nie vir ons nie, want ons Bybel leer ons anders, ons gaan nie so werk met julle nie. En toe trek hulle, en hulle het baie swaar gekry. En ons skryf 'n bloedrivier, ons kyk hoe God hulle daar help, en hy red hulle uit. En hy maak 'n verbond met die boerevolk. Die boerevolk is gebore op 16 Desember 1838. En van daar af het die volk van krag tot krag gegaan. Die Anglo-Boereoorlog was ons letterlik aangeval en vermoor, omdat ons nie weer eens Brittanje se soewereiniteit oor ons wil erken nie. Ons wou dit nie toelaat nie. Want saam met Brittanje kom die Rainbow Nation en al hierdie ander gemors wat ons deesdae sien wat besig is om ingevoer te word. Al die communities. En die probleem was alreeds vroeg in die 19de eeu, reeds kon ons dit sien. En ons wou dit nie doen nie, so daar was 'n oorlog. En hulle het oorgeneem, en teen 1910 het ons ten minste weer die politieke mag teruggekry. Maar van daar af is ons maar in slawerny onder die stelsel, en na 94 het dit net aansienlik vererger. So, ek het vir Vader gevra, maar dis hierdie volk wat nog al die jare probeer het om die pad te stap. Hoekom wil hy ons doodmaak? Hoekom is hy so kwaad vir ons? Hoekom sê hy 2/3 van hierdie volk sal sterf, maar 1/3 sal deur die smeltkroes gaan, en van daai 1/3 wat deur die smeltkroes gaan hy 1/11 red. Hoekom so min? En toe wys hy vir my, hoe verrot is die volk. Die volk is verrot tot in sy kern in. So as julle is 'n blik met wurms. Nou ja, daar is van ons wat probeer om die pad te stap, ons is 'n handjievol, en die tye het gekom, die wonderlike tye het gekom, dat die oordeel oor die aarde het begin, die ineenstorting van die wêreldekonomie het begin, die groot verdrukking, die tyd van smarte het begin, die wat vuil is, moet nou nog vuiler word, en die wat heilig is, moet nog heiliger word. Buite sal die honde, en die varke, en die hoere, en die leenaars wees. Dit is wat my Bybel vir my sê. En ek is baie bly om aan te kondig, ons is nou by daai tyd. Nou al beteken dit, ek moet pap eet, nou vir dae aan een, en daar's niks anderste nie. Is reg, ek sal dit vat. Ek sal die moeilikheid vat, ek sal die swaar kry vat, ek sal die tyd van smartheid sal ek deurgaan op my knieë, solank as wat God sy belofte kan hou en die aarde skoonmaak van die goddelose. So, dit is nou wat ek vir Vader gesê het. Want ons kan nie oorleef as 'n Christen volk met hierdie probleem tussen ons nie. So, daar is nou die swart gevaar en daar is die Islam gevaar, dit is so, maar hulle is regtig nie 'n match teen die verrotting, die seksuele losbandigheid wat onder die volk was nie. En dit is vir my, dis 'n paar vrot appels, en jy weet wat maak wat vrot appels is, hulle steek mekaar aan, en as jy weer sien, is die hele boksie vrot, dan moet jy alles weggooi. So, mens moet gewoonlik jou goeie appels, jy gaan hulle so deur, dan haal jy die goeie appels uit, en die res gooi jy uit, dat die varke dit kan vreet. Nou ja, dit is iets wat moet gebeur. So, die kruispad het nou gekom, ons het nou by die punt gekom, waar God 'n skeiding moet maak. So, Chris het vir my baie oulike stuk geskryf, en ek gaan dit vir julle voorlees. Kruispad is die opskrif. Jahwe het sy profete oor en oor gestuur om die volk voor die keuse te stel. Sy pad of die wêreldse pad. Ons is op die vooraand van 'n keuse maak, maar dit sal soos 'n dief in die nag kom. Jy moet jou nou al klaar daardie besluit gemaak het. Jy kan nie wag nie. Ek dink ook so, ek dink die merk het klaar begin plaasvind. God merk eerste, en dit wat oorbly, dra Satan se merk. Dit wat kom is van Jahwe, omdat hy dit so gesê het. Hy kom met die vuur. Jesus het ook gesê, ek kom met die swaard. Ek wil net die kruispad se patroon uitwys, sodat jy dit ook om jou kan raak sien. Die oorspronklike kruispad, ons begin daar by Moses, Deuteronomium 30, vers 15 tot 19.
Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die suiwerheid, en die dood en die besoedeling. Wat ek jou vandag beveel, is om Jahwe jou Elohei lief te hê, in sy weë te wandel, en sy gebooie en insettinge en sy regsprake te hou, sodat jy kan lewe en vermenigvuldig, en Jahwe jou Elohei jou mag seën in die aarde waarin jy gaan om haar in besit te neem. Ek weet of julle weet nie, laaste paar weke daar inligting uitgekom in die VSA, dat jong mense, ouens onder 20, daar word nie meer kinders gebore nie. Die geboortesyfer het drasties geval. En 50% van alle 30-jarige vrouens het geen kinders nie. So dis 'n volk wat besig is om te sterf. Want hulle het Moloch se weë aanvaar. En hulle die Christen van die tafel afgevee en die gebed uit die kerk, uit die skole uitgehaal en vir die volk gesê, gelykheid, vryheid en broederskap. En jy mag nou nie diskrimineer nie, hoor? Jy mag nie sê, daai ou is verkeerd nie. Dit wat hy mee besig is verkeerd. Jy mag dit nie doen nie. Want as jy dit doen, wel, dan diskrimineer jy. En jy is die probleem. En God gaan jou straf. Ja, maar dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê, daar sal wonderlike seën wees in die aarde waarin jy mag gaan, as ons God se wette hou. Maar daar is geen seën oor Suid-Afrika nie. En binnekort sal blankes wat nou vir my sit en kyk. Ons kyk nou so lekker vir mekaar. Julle sal werkloos wees, jy sal nie jou kar kan betaal nie, jy sal nie jou huis kan betaal nie, jy sal op 'n winkelstoep slaap. Hoor wat ek vir jou vandag sê. En dit sluit die communities in. Hierdie moeilikheid kom vir groot en klein en vet en maar en ryk en arm. Dit kom vir almal. En jy sal dit nie mis nie. Nie eers 'n wegraping gaan jou wegvat dat jy dit mis nie. I promise you. Jy gaan saam met ons deur die swaar kry gaan. Die verskil is net, ons as volk gaan ons op 'n stadium apart plaas. En wat dan gaan gebeur is, die res is dan nou op hulle eie aangewese, en ons sal Jahwe by ons invat, en hy sal in ons midde woon, en ons gaan sy gebooie en sy insettinge in sy weë onderhou, sodat hy ons kan seën en ons kan laat oorleef. Maar as jou hart hom afwend en jy nie luister nie, en jy jou laat verlei, sodat jy jou voor gode van ander neerbuig en hulle dien, dan verkondig ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom. Julle sal die dae nie verleng op die Adama, die Adamietse aarde, waarin jy oor die Jordaan trek om haar in besit te gaan neem nie. So, as julle die afgode aanbid, en julle aanbid die afgod, dis die sportafgod en die seksafgod. Dis waarmee ons besig is. En gebruik ons sosiale media om die seksafgod kos te gee, te voer. Sal ons, luister mooi, is besig met 'n geloof. Hierdie is alles geloof. So, hierdie goed wat ek nou doen, is waaroor ons praat, is nie gewoontes nie. Ek het nie 'n gewoonte nie. Dis 'n geloof. Jou geloof bepaal jou besluite, bepaal jou werkswyse, bepaal jou gedrag. As jy in niks glo nie, dan gaan jy sommer sien, daai ou glo niks. En as hy in Satan glo, dan gaan jy sien, hy glo in Satan. Maar hier's baie wat sê hulle glo in Jesus, maar hulle bely nie die woord nie. Hulle is besig met iets anders. So hulle is leenaars en bedrieërs. En wat gaan hy vir hulle sê? Hy sê, gaan weg van my Satan. Gaan weg van my Satan. Ek ken jou nie. Dan sê ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle lewe en dood. Die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Nou ons is onder die vloek in hierdie land. Daar's geen seën nie. Die ouens wat nog so by die huisie, daar's ouens wat sê, maar hy het so lekker lewe daar by die huisie by die see. Wat ek vir jou sê, teen 2028 sal daar niks van jou huis oorbly by die see nie. Dit sal onder water wees. So, en baie mense daarmee saam, wat nie geluister het nie. En dit is hoe dit hoort. Want ons moet luister. Hy sê hierso, hy sê, wat sê hy? Hy sê, as jy nie luister nie, so jy kan nie net hoor nie, jy moet luister. Luister beteken, ek gaan luister, ek gaan dit inneem en ek gaan iets daaromtrent doen. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe. Jy en jou saad.
Nou ja, deur die tyd het ons daar 'n kruispad gekry en soveel keer het ons maar net weer die verkeerde pad gekies. Ons is hardkoppig. Dit is so. En die ouens wat hardkoppig was, wat het met hulle geword? God red 'n volk daar uit Egipte uit. Toe vat hy hulle woestyn toe. Hy vat jou altyd woestyn toe, want daar toets hy jou. En daar in die woestyn, toe toets hy hulle. Toe wat doen hy met hulle? Toe maak hy hulle dood. Dus hy het 'n klomp dood gemaak. Kan dit vir jou lees? En die ander klomp het hy gesê, jy sal die beloofde land nie sien nie. Jy sal hier rond swerf in die woestyn tot jy sterf. Hy sê, ek sal jou kinders invat. Want hulle weet nie van Egipte nie. Hulle weet nie van die afgode nie. Hulle weet nie van die verkeerde geloof nie. Dit sal hier ook wees. Josua begin by Sichem. Josua 24 vers 15. Maar as dit verkeerd is in julle oë om Jahwe te dien, kies dan vir julle vandag vir wie julle wil dien. Of die gode wat julle vaders daar oor kan die riviere gedien het, of die gode van die Amoriete in wie se aarde julle woon, maar ek en my huis, ons sal Jahwe dien. Dit sê Josua by Sichem, en dit sê Deborah, vandag vir julle. Elia op Karmel, 1 Konings 18 vers 21, en Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? Indien Jahwe die Elohim is, volg hom na. En indien die Here, naamlik Baal, indien die Baal is, en indien dit Baal is, volg hom na, maar die volk het hom niks geantwoord nie. Die keuse is in jou hande. Soos Jesus ook gesê het in Matteus 6 vers 26, you can't serve two masters. Daar is net twee masters. Daar's Satan en daar's Jesus Christus. As jy Jesus wil volg, moet jy die wet onderhou. Maar as jy Satan wil volg, hoef jy geen wet te onderhou nie. Jy kan gaan vir die chaos, die seksuele revolusie, die oorspel, die losbandigheid en die hoerery. Jy kan die keuse maak. Maar, soos met alle dinge, loop 'n ding vol sirkel, en dan kom ons by 'n punt waar die straf opkom. En dan moet ou nie lank dra na huil nie, want jy was gewaarsku. Maar nou is dit so, as jy eers in die seksuele losbandigheid verval het, dan hou daai demoon vir jou vas, en jy gaan baie sukkel om daar los te kom. Nou weet ek nie wie gaan vir jou help nie, maar dit sal nie ek wees nie. Die Christene is die laaste aantal jare so vertrap deur hierdie stelsel en deur die victims wat almal 'n wet wil hê om hulle self te beskerm. Jy mag nie sy gevoelens seermaak nie. So, kyk, as Jesus op die aarde was, het hom lankal weer gekruisig. So, hulle sal almal juig en kruisig, en dan sal hulle een van daai gekleurde vlaggies bo op sy kruis vir hom vasmaak, om te sê, hoe het hulle hom gekruisig. Ons sal dit weer sien. As Jesus vandag op die aarde was, het die kerk hom sommer gekruisig. Soos wat die kerk hom gekruisig het in daai tyd. So, ons moet nie dink, ons is 'n beter lot as die lot daai tyd nie. Ons is nie. Maar, ons het 'n keuse. En die ouens daai tyd het ook 'n keuse gehad. En die wat Jesus daai tyd verwerp het, wel, die poel van vuur wag vir hulle. En die wat hom nou verwerp, die poel van vuur wag vir jou. En jy sal op jou werke geoordeel word. Jy sal nie geoordeel word op jou geloof nie. Jou geloof beteken minder as niks, as dit nie gekombineer is met jou dade nie. Dit staan in Jakobus. Wat sê Jeremia? Jeremia 6 vers 16 sê, so spreek Jahwe, staan op die weë en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die suiwer weg is en wandel in haar, en julle sal rus vind vir julle siel. Maar hulle het gesê, ons wil nie daarin wandel nie. Dis die kruispad. So, jy kom nou by die kruispad. Of jy doen die regte ding, jy lees jou Bybel en jy doen wat daar staan. Jy verduidelik dit nie vir almal, maar dis 'n verkeerde. Dit wat daar staan is, jong, wanneer hy praat oor die seksuele losbandigheid, dan praat hy nou nie eintlik van my nie. Wat weet God wat in my slaapkamer aangaan? Hy het nie sê oor my slaapkamer nie. Dis my liggaam. Ek sal sê wat ek met my liggaam gaan doen. Daar sê. Dit is wat Satan ook sê. Satan sê presies dieselfde. Satan sê, jy is jou eie baas, jy is God homself. Jy kan jou eie besluite maak. Maar dan moet jy nie verkondig. Jy is 'n kind van God en God het jou gemaak nie. Want as hy jou gemaak het, dan is hy jou eienaar. En kan hy vir jou besluit. En hy het vir jou besluit. Maar, jy wil nie die goeie weg wandel nie.
Nou ja, dan moet die vuur kom. The sooner the better. Jeremia 21 vers 18, en aan hierdie volk moet jy sê, so spreek Jahwe, kyk, ek hou julle die weg van die lewe voor en die weg van die dood. Daar's net twee. Of is die weg na die dood, of dis die weg na die lewe. Die weg na die lewe is die wet. So, sy verordeninge, sy insettinge. Esegiel, ekskuus tog, Psalms 18 vers 30. Die weg van die Elohei is rassuiwerheid. Die woord van Jahwe is gelouter. Hy is 'n skild vir almal wat by hom skuil. Psalm 5 vers 8 en 67 vers 2 is die hele aantal. Goed. Esegiel sê die volgende, persoonlike keuse, Esegiel 18 vers 30 tot 32. Daarom sal ek julle oordeel, o huis van Israel, elkeen volgens sy weë, spreek my meester Jahwe. Gaan hy jou oordeel op jou geloof? Nee. Hy gaan jou oordeel op jou weë. Hy gaan kyk wat jy doen en op grond daarvan besluit vir watter span speel jy nou eintlik. Bekeer julle en wend julle af van julle oortredinge, sodat dit nie 'n struikelblok tot ongeregtigheid vir julle mag wees nie. Bekeer julle en wend julle af van julle oortredinge. Hou op Sondag. Wat is Sondag? Wetsoortreding. Hou op God se wet oortree. Los die seksuele losbandigheid. Maar ons wil nie. Is te lekker, né? Is lekker. Werp al julle oortredinge waardeur julle oortree het van julle af weg en maak vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees, want waarom wil julle sterwe, o huis van Israel? Soos ek gesê het, die Bybel is vol van hoe God sê hy ons gaan doodmaak. Want ek het geen behaag in die dood van hom wat sterwe nie, spreek my meester Jahwe, bekeer julle dan en lewe. Dooie mense kan nie vir God werk nie. So, lewendes kan vir hom werk. So, die idee is as 'n gelowige met die waarheid, die regte geloof, met die wet, om so lank as moontlik vir Vader te werk. Ek is 'n knegg in sy koninkryk. En hy moet my oppas. En hy moet met my die pad stap. En daar lê 'n baie moeilike pad vir my voor, maar dis reg, ek sal hom stap. Ek het gesien, hy hou my hand styf vas, ek sal niks oorkom nie. Dit gaan baie rof gaan, maar ek sal oorleef. Ja, so, as hy sê, hy het geen behaag in die dood nie, menende, as jy vir Vader werk, en jy sterf, wel, dan is dit 'n probleem, jy's 'n martelaar vir jou geloof, maar jy kan nie meer werk vir hom nie. As jy 'n goddelose is, en jy sterf dan, wel, wie wen? Wie is die ou wat wen? Wie wen? Wel, Satan wen. Reg. En dit is ongelukkig so dat die demoon se doelwit is altyd om jou dood te maak. Want dit is hoe demoniese aktiwiteit werk. Die demoon is daar om jou deur middel van jou gedrag, deur middel van jou weet, deur middel van jou aksies, wil hy jou so lank as moontlik in die sonde hou. Want hoe langer hy jou daar hou, hoe groter is die oordeel en die straf gerig oor jou. En dis nie goed vir jou op die lang termyn nie. Ons is nie gemaak vir hierdie tipe ding nie. Ons is nie daarvoor gemaak nie. So, en op die einde van die dag, is jou lewenstyl naderhand so 'n probleem, dat dit jou van jou kop afdryf. Of, iemand anders in jou omgewing het heeltemal die spoorbuister geraak. Of jy gebruik 'n overdose, en jy's dood. So jou lewenstyl, jou begeertes, bring op die ou einde die dood mee. Dit is waarvan hy praat. So, daar's 'n weg na die dood en daar's 'n weg na die lewe. 2 Esra 8 vers 59, want soos die dinge wat voorheen vermeld is na jou terugkeer, so sal die dors en die smart terugkeer, wat vir hulle toeberei is, want dit was nie sy wil dat die Adamiet tot niet moes gaan nie. Dit is deur ons eie keuses, dat ons self van die pad afgaan, en dat ons self tot niet gaan. So, ons bly in 'n baie gebroke wêreld as gevolg van die sondeval. 'n Ou wat vir jou op 'n live kom verduidelik, sy lewe is perfek. Daar's groot fout daar, want niemand se lewe is perfek nie. Ons het almal probleme, maar ons het ook almal 'n keuse. So ons kan 'n keuse maak, wil ons God dien in hierdie tyd, waar die aanval op ons so verskriklik is, of gaan dit is net makliker saam met die wêreld, gaan ons die pad van die wêreld stap, gaan ons die pad van hoerery en seksuele losbandigheid stap,
is dit wat ons hier gaan doen. Maar is makliker en is lekker, en wel, ek hoef nie nou verantwoording te doen nie, ek kan eendag kan ek regkom, en dan hoef ek verantwoording te doen. Dit is ongelukkig so, dat ons nie altyd weet wanneer ons sterf nie. So mens moet maar altyd, jou saak moet maar altyd reg wees. Jesus self bevestig die twee paaie, Matteus 7 vers 13 tot 14, gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat deur hom ingaan. Nou ja, as jy met mense praat, dan is almal gelowiges. Hulle verduidelik vir jou almal, hoe is hulle gelowiges? Hulle is absolute gelowiges, hulle is hier man, hulle is sulke goeie Jesus mense, hulle het so baie mense al gered en vir Jesus gebring. En as jy bietjie met hom begin praat, dan kom jy agter, hy's 'n vrot blikwurms. Dan kom jy agter, hierdie ou wandel eintlik in die duisternis. Maar hy gebruik Jesus se naam, want dit gee hom aandag, en hy kry likes, en mense hou van wat hy sê, want hy verduidelik vir hulle kan hulle sonde bly, dis reg, dis aanvaarbaar, Jesus gaan hom nog steeds red, al is hy in sy sonde. En dis nie wat die Bybel sê nie. Luister mooi, want baie verleiers het in die wêreld ingekom. Ek is nou besig hier, ek gaan nou vir julle sê, Johannes. Want baie verleiers het in die wêreld ingekom, die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, en dit is die verleier en die antichrist. Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar 'n volle loon ontvang. So wat sê hy? Hy sê, hy het verkry, wat hy verkry het, 'n ewige lewe, deur arbeid. Hy het gewerk daarvoor. Dis nie net vir hom gehand op 'n pleit nie, vir hom sê, hier is die skingbord boetie, vat dit maar, dis vir jou nie. Dis nooit nie. Dit is nie wat die Bybel sê nie. Hierdie staan in Johannes. Hy sê, wees versigtig, dat julle nie verlei word nie. Dat dit wat julle met moeitevolle arbeid gekry het, jy het gearbei om by hierdie punt te kom, jou uit die wêreld uit te hê, uit die stelsel, uit die hoerery, uit die seksuele losbandigheid, en daai tyd was daar baie. Ons lyk nou alweer soos dit daai tyd gelyk het. Hy sê, oppas, jy gaan dit verloor, maar dat jy die volle loon ontvang, so daar's 'n loon vir ons. Ons gaan beloon word vir die arbeid wat ons gedoen het in ons geloof. Laat iemand nou weer vir my verduidelik, geloof gaan my red, en ek glo in Jesus, en nou is ek 'n kind van God, maar moenie vir my sê, wat moet ek doen in my slaapkamer nie? God sê vir jou, wat moet jy doen in jou slaapkamer? Hy sê dit vir jou. So as jy jou nie bepaal by daai wet nie, dan moet jy nie vir my kom sê, jy's 'n kind van God nie. As jy besig met absoluut die verkeerde dinge. Elkeen wat 'n oortreder is, 'n oortreder van wat? 'n Oortreder van die wet. Elkeen wat 'n oortreder is, en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie, en groet hom nie. Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke. Is interessant dat Johannes hierdie lyn so dun sny. Hy sê, moenie eers daai ou groet nie, loop by hom verby. Moenie sy oproepe antwoord in sy WhatsApps nie. Hy sê, jy moet die lyn, jy moet daar al die skeiding maak. Hy's niks van jou nie, sny hom af. Want hy is nie in die leer van Christus nie. Hy is in die leer van Satan met sy seksuele losbandigheid, sy hoerery en sy brassery en sy party. Sy lewe is een groot party. En dit gaan God vir ons baie binnekort stop. Hy sê, selfs groet jy hom, dan is jy deel van sy bose werke. So, die opdrag is baie duidelik, is ons wil maar net nie die waarheid hoor nie. Al die ouens, al die hoereders en die hoergeeste wat so graag op my lives klim, hulle wil nie hier die waarheid hoor nie. Hulle wil vir jou vertel, jy mag nie oordeel nie. Wel, Johannes het nou net vir jou verduidelik, wat maak jy met 'n ou wat nie in die leer van Christus bly nie? So Johannes het geoordeel. Daar is hy. So, ons mag daai onderskeid maak. Ons mag sê, ons wil nie saam met die communities wees nie. Ons wil ons geloof hê, ons het die reg om dit te beoefen, ons het die reg om dit uit te spreek, van die kansels af, ons kan dit preek van sosiale media af. Ons mag.
Ons God het ons die reg daartoe gegee, want God is die een wat die wetgewer is, nie die regering nie. Die regering het geen reg om 'n wet uit te vaardig, wat in stryd is met die wet van God nie. Want dan bou hulle self voor as God. En as jy dink, jy kan maak wat jy wil, dan dink jy ook seker jy's God. Want dit mag jy ook nie doen nie. Kan nie jou eie kop volg nie. Laaste ou wat dit gedoen het, waarvan die Bybel praat, is Saul, en hy's reguit tot hel toe. Daar was nie redding vir daai man nie. Kom ons lees, ek wil kom net praat oor wat gaan God met die aarde doen. Laat ons net praat oor wat hy met die aarde gaan doen. Kom ons kyk wat hy sê. Matteus 13. Net soos die onkruid dan bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volëinding van hierdie wêreld. Die Seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk uit bymekaar maak al die struikelblokke en die wat ongeregtigheid doen. Wie maak hulle bymekaar? Die goddeloses. Dis nie 'n wegraping nie. Hulle maak die goddeloses bymekaar. En sal hulle in die vuuroond gooi en daar sal geween wees en 'n geknars van tande. So, dit is wat hy sê. Kom ons kyk of ek waar hy sê, ek wil hierdie vuur aansteek, en hoe wens ek al? Kom ons kyk of ek hom net makliker kan kry in my search fasiliteit. Hier sê hy dit so mooi. Hy sê, dit is Lukas 12 vers 49. Ek het gekom om vuur op die aarde te werp, en hoe wens ek al dat dit aangesteek was. Ek gaan dit weer vir jou lees. Ek het gekom, Jesus sê dit, Lukas 12, hy sê ek het gekom om 'n vuur aan te steek op die aarde. Ek gaan hom werp op die aarde, en hoe wens ek al dat dit aangesteek is. So hy brand om die vuurhoutjie te trek. En weet jy wat, wanneer dit gebeur, gaan ek hom cheer hier van die kant af. The sooner the better, dit kan vir my werk. Maar, as jy 'n ware gelowige is, kan jy nie in Sodom en Gomorra sit, wanneer hierdie polpot die venstraik nie, want dan sal jy ook brand. So, onthou die storie van Lot. Onthou julle hoe was Sodom en Gomorra? Ons moet 'n bietjie praat oor Sodom en Gomorra. Wat was die probleem? Want ek meen, dit was 'n verskriklike ding wat daar plaasgevind het. Kom ons lees. Dis belangrik. Kyk as ons uit die skrif uitwerk. Nou ja. Maar binnekort al werk jy ook uit die skrif uit, gaan hulle vir jou sê, jy mag ook nie uit die skrif uitwerk nie, want jy oordeel uit die skrif uit en jy diskrimineer uit die skrif uit. En die manne van Sodom was sleg en groot sondaars voor Jahwe. Daar staan nou Here, maar die Bybel sê dis eintlik Jahwe. Ek wil nou net kyk of ek net vir jou tog net kan kry, waar hy sê, kyk, Lot het gepleit vir, Abraham het gepleit daarvan, en dit het nie gewerk nie. God het gesê, dit help ons gaan liewer die ouens verwyder, ons kan nie die klein klompie beskerm wat daarin is nie, ons gaan hulle eerder verwyder. Toe die manne daarvandaan weggedraai na Sodom toe, ek wil net vir julle lees, waar hulle sê, hier sê, Genesis 19, en die 2 engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit. En toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan en hom gebuig met sy aangesig na die aarde toe. En gesê, kyk tog my Here, draai tog uit na die huis van u dienaar en bly die nag oor en was u voete, dan kan u vroeg opstaan en u reis voortsit. Maar hulle antwoord, nee, ons sal op die plein vernag. Nou hierdie is nou 2 engele, né? Maar hulle lyk soos mense. Maar hy het by hulle aangehou, want hy het geweet hoe boos is die stad, sodat hulle na hom uitgedraai het en in sy huis gekom het, en hy het vir hulle 'n maaltyd berei en ongesuurde koeke gebak, en hulle het geëet. Hulle het nog nie gaan slaap nie, toe die manne van die stad, die manne van Sodom, die huis omsingel, jonk en oud, die hele bevolking, almal saam, en hulle het aan Lot geroep en aan hom gesê, waar is die manne wat vandag na jou gekom het? Bring hulle na jou toe uit, dat ons hulle kan beken. So wat beteken dit nou? Nou ja, so hy toe gaan probeer mooi praat, en toe het God die engele hulle geslaan met blindheid. En toe sê hy vir die engele, sê vir hom, en toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê, maak jou klaar, neem jou vrou en jou 2 dogters wat by jou is, en dat jy weens die ongeregtigheid van die stad nie omkom nie.
Nou God is groot en almagtig. Ek meen, as daai goed die stene plat geval het, dan kon hy mos nou ou Lot se huisie behou het. Hulle het almal Lot se huisie plat, mis. So al die huise rondom, ek meen, God kan dit doen, maar hy het nie. Hy was van plan om die hele area so te verwoes, dat daar nie 'n huis oorbly nie, en niemand ooit weer daar woon nie. Dit was sy plan. So, hy kon seker vir Lot beskerm met daar, maar dit was nie die plan nie. Die plan was, Lot moet loop, dan kon ons die hele area heeltemal omdolwe, totaal verbrand, en weet julle wat? Tot vandag toe bly daar niemand nie. Nog niemand het ooit weer daar gaan bly waar Sodom en Gomorra is nie. Hulle het daai plekke gevind. En in die area naby dit, kan jy nog die swaal balletjies uithaal uit die dooie see se oewer uit. So, as jy in daai dooie see staan op 'n sekere punte, en dan kyk jy, dan haal hy daai ou met die mes, haal die swaal balletjie uit. Dan hou hy dit so, as dit net neer, dan steek hy hom aan die brand. Dan brand hy. Nou nog brand die swaal balletjie. Dis 4000 jaar later. So, en toe hulle, dis nou die engele na buite gelei het hy gesê, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie, en moenie ergens in die Jordaanstreek bly staan nie, vlug na die gebergte, dat jy nie omkom nie. So, daar moet op 'n stadium 'n vlug plaasvind. En die ouens met hulle regte harte wel, hulle gaan die skuif doen. En die ouens wat ongelowig is en ongered en goddeloos, hulle gaan bly. Die ander wat bly, omdat hulle nie kan skuif nie, dis oor hulle wat ek bekommerd is. Maar as hulle 'n goeie verhouding het met Vader, dan moet hulle net in hulle binnehuis bly, en hierdie storm saam met Vader uitsit. Maar dit gaan 'n rukkie wees, die storm is so oor 'n 3 jaar tydperk. Dit sal 'n storm wees, en dan raak dit so bietjie beter, dan kom die volgende storm, en dan raak dit 'n bietjie beter, en so aan. Nou wil ek vir julle Jesaja 28 lees, dat jy kan sien, wat sê God oor hoe kwaad is hy. Wie die trotse kroon van die dronkaards van Efraim, en wie die blom wat verwelk sy pronksieraad. So hy sê, wie hulle wat deur die wyn verslaan is. Nou daai wyn waarvan hy praat, is nie noodwendig drank nie, dis dit ook, maar dit is die valse geloof, die communities, die vryheid, gelykheid en broederskap geloof. God red almal, want hy het almal gemaak, en hy gaan almal red. Nee, sy genade is nie vir almal nie, sy redding is nie vir almal nie, dit is vir die uitverkorenes. Reg. So, en hy is nie hier, God gaan nie hier wees, om ouens op te tel en by te staan, wat nooit saam met hom 'n pad geloop het nie. Hulle lewe was 'n toonbeeld van oortreding en ongeregtigheid en hoerery en seksuele losbandigheid. Nou moet hy jou kom red. Hy gaan nie. Ek wil nou vir julle lees, maar ek gaan dit gou vir julle sê. Nou ja, ons kry die probleem in die kerke. Hy sê ook die manne hier wankel deur die wyn en waggel deur die sterk drank. Priester en profeet wankel deur sterk drank. Hulle is verward van die wyn, hulle waggel van die sterk drank, hulle wankel as hulle gesigte sien, hulle waggel by die regspraak. Want al die tafels is vol walglike uitbraaksel, sodat daar geen plek oor is wat rein is nie. So hy sê, dit wat die kerk vir jou voorsit, is kots. Dit staan daar, walglike uitbraaksel. Gaan lees Jesaja 28. So die kerk het vir jou kots voorgesit, en jy's besig om kots te eet. Want dit is dan so lekker. Daar's geen verantwoordelikheid nie. Ek hoef oor niks verantwoordelikheid te neem nie. Jesus het klaar vir my sondes gesterwe. So ek kan maar my sondes bly ook. Ek kan maak in my slaapkamer wat ek wil. Ek kan behoort aan die swingerklap waar ek wil. Ek kan maak wat ek wil. God het geen beheer en reg en geregtigheid oor my nie. Hy is nie die regter nie. Want as hy was, dan sou ek hom gevrees het, en ek sou gesê, luister, nee, ek moet hou by die wet. Ons het almal 'n Bybel. Hierdie ding, daar was 'n tyd wat net die Katolieke Kerk en priesters se Bybel gehad het. So jy het daar gestaan, en hy het met jou gepraat in Latyn. Jy het nie geweet wat hulle vir jou sê nie. Daai ouens het 'n kans gehad tot redding. Hoekom? Want hy was absoluut onkundig. Die waarheid is van hom al weggehou. Maar jy gaan nie die verskoning hê nie. Glo vir my, jy sal dit nie hê nie. Want jy weet wat is reg en verkeerd. Jy kan dit in jou Bybel lees, in Afrikaans. Dit pas jou maar net nie. Want dit is te lekker om jou lewenstyl te behou.
En almal wat jou aanvat, wel hulle gaan jy aankla by die Human Rights Commission en by die polisiestasie en by die Equality Court en vir hate speech en alles. Hierdie groepe wil almal beskerming hê teen God. Dis eintlik teen wie hulle beskerming wil hê. Die wet moet hom beskerm teen God en God se woord. Want sy tafel is vol walglike uitbraaksel. Hy eet kots elke dag. Maar jy mag nie vir hom sê, hy eet kots nie. Dan gaan hy jou laat toesluit. Gaan jou aankla by die Equality Court. Gaan jou aankla daar by die Human Rights Commission. Ja. Luister mooi, vir wie wil hy dan kennis leer? Vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? So, die Bybel is vol kennis. Vir wie wil God die kennis leer? Vir die wat van die melk gespeen is, wat van die moedersborste weggeneem is. So, God wil nie vir babas die kennis gee nie. 'n Baba is op melk, hy drink nog borsmelk, né? En ons weet almal 'n baba eet, as die baba daar van die hospitaal afkom, dan gee ons hom nie vleis nie. Ons gee nie vir hom 'n lekker dik stuk steak nie. Ons gee daai baba borsmelk. Ons probeer so ver as moontlik die regte melk vir hom kry, want anders is sy maag omgekrap en skree hy dag en nag. Ja. Nou sê God, vir wie wil hy kennis leer? Vir wie gaan hy die openbaring gee? Vir die wat nie meer melk drink nie. Die wat vleis eet, die wat op vaste spys is. En julle is nie op vaste spys nie. En weet julle hoekom nie? Want julle weier om die wet te gehoorsaam. Julle kan nie onderskei tussen goed en verkeerd nie, want julle is dom gebreinspoel. Dis jammer om dit te sê. Ek lees dit vir julle. Lees wat hy sê van die Bybel. Hoor wat hy sê van die Bybel, want dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie. Ja, hy sal deur lippe wat hakkel en deur 'n vreemde tong met hierdie volk spreek. Ek praat met jou in Afrikaans, ek praat met jou in Hebreëus nie. Hy wat aan hulle gesê, dit is rus, gee rus aan die vermoeides. En dit is 'n verkoeking, maar hulle wou nie luister nie. Daarom sal die woord van die Here vir hulle wees, gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, sodat hulle gered kan word. Nee, sodat hulle kan heen gaan en agteruit struikel en verbreek en verstrik en gevang kan word. Gevang gaan word waar? In die stryk van Satan. Sodat hy jou nie hoef te red nie. So jy het jouself heeltemal in die stryk van Satan gaan sit, met al jou dade. Jy het so gearbeid dat jy lekker in die wêreld is, vir jou 'n lekker plek. So jy is verstrik. Jy sukkel om daar uit te kom. Dit is so. As God jou nie vry maak nie, sê ek vir jou, sal jy jou oë oopmaak in die hel. Dit is so eenvoudig soos dit. En dit staan hier. So die Bybel is nie vir almal geskryf nie. Die kennis is nie vir almal nie. Dis nie eens vir van die predikante nie. Hulle weet nie eens wat hier sal staan nie. So. En dan praat hy met die ouens wat so de mekaar is. Luister mooi wat hy sê. Daarom hoor die woord van die Here, julle spotters. Heersers oor hierdie volk wat in Jerusalem is. So hy sê, julle spotters. Hy sê, luister wat ek vir jou vandag sê. Omdat julle sê, ons het 'n verbond met die dood gesluit en met die doderyk het ons 'n verdrag aangegaan. As die golwende gees sal deurtrek, sal hy na ons nie kom nie, want ons het die leuen ons skuilplek gemaak en ons in bedrog weggesteek. Nou hier is onder andere te doen met die vrymesselary, want by die vrymesselary maak hulle op 'n stadium 'n ritueel. Hulle sit jou in 'n vlak tipe graf, nie baie diep nie, so diep vlak, so 40 cm, 50 cm. So 'n grafie, dan sit hulle jou daarin, en dan lê jy daar sonder 'n draadklere aan, en dan haal hulle jou uit met die lion's grip, dan is jy nou gebore uit die dood uit, in die vrymesselary in. En dit het alles te doen met die verbond met die dood. Dis waarvan hy praat. Nou ja, en baie van hierdie mense, wat dan nou val, vir die ideologie van die vrymesselary, van die Jesuïte, van die seksuele losbandigheid, en ek is my eie God, en man, ek kan maak met my lewe wat ek wil, en is my liggaam. As ek 'n kind wil aborteer, kan ek dit doen. Ek mag. Dit is wat hulle vir jou sê. Hulle het almal 'n verbond met die dood gesluit. Hulle het almal 'n verbond met Satan gesluit.
en gesê, wanneer die groot verwoesting kom, wanneer die golwende gesel kom, 'n gesel is iets waarmee jy gras en goed afsny. So wanneer die gesel kom, wanneer God die gesel oor die aarde laat gaan, Openbaring 14, sal ons nie doodgaan nie, ons sal gered word. Want ons het 'n verbond met die dood, ons het 'n verbond met Satan. Nou sê God, julle kan maar 'n verbond hê met Satan, ek gaan julle doodmaak. Dit staan daar. Want julle het die leuen julle skuilplek gemaak. As ons vir julle sê, dit is wat die skrif sê oor losbandigheid en seksuele losbandigheid en oor die natuurlike verkeer, en ons moet bly by dit wat God ons mee gemaak het, dit wat ons is, ons moet bly by die natuurlikheid, wat dan? Nee, ons gaan jou aankla vir hate speech, jy mag nie dit sê nie, jy het geen reg om ons te reg te wys nie, jy oordeel ons nou, jy mag nie oordeel nie. Ja, die tyd sal kom dat ons gaan stil raak, selfs Deborah sal stil raak, en dis goed so, want die gesel moet kom, en die slagting moet kom. Dan sê hy vir hulle, hy sê, en julle verbond met die dood sal uitgewis word, en julle verdrag met die doderyk nie standhou nie, as die golwende gesel deurtrek, sal julle deur hom vertrap word. So dikwels as hy deurtrek, en hy trek deur vir 7 dae en 12 uur, sal hy julle gryp, want môre vir môre sal hy deurtrek, by dag en by nag, en dit sal net verskrikking wees om so 'n openbaring te verneem. So wat sê hy? Hy sê, ek het hier 'n openbaring, maar julle gaan nie eers verstaan nie, want julle is nie eers op melk nie, julle is op kots. Hy sê verder, want die bed sal te kort wees, dat iemand hom daarop kan uitrek, en die kombers te smal, dat iemand hom daarin kan toedraai. Nou ja, ek meen, as jy op 'n bed moet lê, en jy kan nie eers jou bene reguit maak nie, jy moeg raak jou lyf. En as jy jou konversie oor jou lê, en dan die voete is koud, maar hy kan nie oor die skouers kom nie, en as hy oor die skouers kom, dan is die voete oop, en as hy oor die voete is die skouers oop. Nou ja, wat hy daar bedoel is, daar kom verskriklike tekorte. Jy sal sukkel om te oorleef met die bietjie wat daar is. Dan sê hy, gedra julle nou nie so spotters, dat julle bande nie vaster word nie. Want ek het van die Here van die leerskare gehoor, 'n verdelging wat vasbesluit is oor die hele aarde. So, die verdelging kom vir al die goddeloses, vir almal wat kots eet, en ek wil amper sê, vir almal wat ook nog op melk is. En ons gaan gou lees wat sê in Sefanja 1, dat ons net vir al die goddeloses, kyk, hierdie is 'n waarskuwing vir die goddeloses. Ek wil nie eintlik preek vir die koor nie, I'm not preaching to the choir, hulle is veronderstel om te weet wat aangaan. Saamskraap, wegraap sal ek alles van die aardbodem af wegspreek die Here, ek sal wegraap mense en diere, ek sal wegraap die voëls van die hemel en die visse van die see, die struikelblokke saam met die goddelose. So wie gaan hy wegraap? Die struikelblokke en die goddelose. Ek sal die mense uitroei van die aardbodem af, spreek die Here. Wie sê dit? So, hy sê, ek gaan julle voor die voet doodmaak. Kom ek lees vir julle hierdie, wat hy vir julle hierso sê, en daarmee kan ek afsluit. Ons kyk of ek hom kan kry. Hy is daar, en ek dink Jesaja. Jesaja 34 vers 4. En hulle gesneeuwelde sal weggewerp word, en die stank van hulle lyke gaan op, en die berge smelt van hulle bloed. Ja, jy sal loop, dan ruik jy die dood, soos die lyke lê. Ja, dis waar ons op pad is. Kom ons kyk of ons nog ene is. Kom ons kyk waar sê hy. Jesaja 5 vers 25, daarop het die toren van die Here ontvlam teen sy volk, en het hy sy hand teen hulle uitgestrek en hulle swaar getref, sodat die berge gebeef het en hulle lyke soos vuilnis op die strate was. Ondanks dit alles is sy troon nie afgewend nie, maar sy hand nog uitgestrek. Jeremia 16 vers 4, aan dodelike siektes sal hulle sterf. Hulle sal nie beklaag of begrawe word nie. Hulle sal mis op die aarde wees. Ons weet almal wat is mis, né? Ek dink hulle het sagte woordjies daar gebruik. Maar ons weet almal wat beteken dit, né? Want die diere se mis lê ook op die aarde. Niemand tel dit op nie. Hulle sal mis op die aarde wees, en hulle sal deur die swaard en die hongersnood verteer word, en hulle lyke sal dien as voedsel vir die voëls van die hemel en vir die wilde diere. Daar is hy.
Dis hoekom die predikante nie vir julle preek uit Jesaja en Jeremia aan, uit die Ou Testament uit nie, want dan moet hy vir jou preek hoe God jou gaan doodmaak. In hierdie tyd wat kom, sal die wat oorleef, 'n baie goeie verhouding het met Vader. Hy sal hulle ken, en hulle sal hom ken. Dit help nie jy sê jy ken Jesus, maar hy ken nie vir jou nie. Nou ja, so, ja, ek sal gou oopmaak, ons kan so 5 minute praat, ek sien die getal het geval na 68 toe. Die oomblik as jy vir die volk begin verduidelik hoe God hulle gaan doodmaak, dan wil hulle nie hoor nie, dan is vir hulle verskriklik ontstellend. So ja, kom ons kyk, ons gaan hierso. Ja, as jy met my wil praat, dan moet jy ten minste 'n storie reg kry. Kom ons kyk, kom in settings. Right, goed. Cancel. Ek kan nog so 'n paar minute praat. Wag net so 'n bietjie. Ek het sien.